boodskap of die sange kortnip en by die boodskap wil begin. Ek wil vanoggend met jou praat oor hierdie onderwerp, nogtans. Nou, ek praat vandag met die regte gehoor. Ten spyte van die koue, is jy nogtans hier. Amen. Ten spyte van die feit dat die bokke gister gewen het, en ek seker daar's ouens wat nog kuier na dit, is jy hier. En kan ek sien, wie was daar? Net een. Almal van ons is jaloers op jou. En verwens jou. Maar nogtans, ek wil vra dat jy saam met my blaai na Habakuk toe. Habakuk hoofstuk 3. En ek wil vir ons, ek gaan enkele grepe lees, maar ek wil praat oor Habakuk, sy storie, die res van die boek. Die boek het net 3 hoofstukke, so gaan lees dit by die huis. Leer hierdie ouetjie ken, Habakuk. Hy het 'n funny naam. Ek het nog nooit iemand gehoor wat sy kind noem Habakuk nie. Iemand wat funny naam, maar in elk geval. Habakuk hoofstuk 3, ons lees saam vanaf vers 17. Selfs al sal die vyeboom nie bot nie, en die wingerd sonder druiwe staan. Nou ek lees hom in die Nuwe Lewende Vertaling, die ou vertaling lees hom so bietjie anderste, en die Nuwe Vertaling. Druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie. Al vergaan die kleinvee in die veld en is die beeskrale leeg. Wie hier gaan daaroor huil? Niemand nie, want ons is nie boere nie. Nee, amen, prys die Here, net solank die kole loop. Maar ek dink as Habakuk vandag gelewe het in Witbank, dan sou hy gesê het, die myne het toegemaak. Ek het my werk verloor. Ek het nie iets om te eet nie. Onthou, dit was 'n landbougemeenskap. Dis wat hulle ekonomie gedryf het. Ek wonder as ek en jy vandag of môre alles moet verloor. Gaan jy nogtans hier wees? Nou, die Nuwe Lewende Vertaling gebruik nie die woordjie nogtans nie. Hy sê tog, ten spyte van alles. Jy al ten spyte van alles gelowiges ontmoet? Ek hoop jy is een. Ten spyte van alles sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos. Al doen die Here vir jou in hierdie lewe niks. En hy verlos jou net eendag, sal jy sê dankie. Amen. Dankie Here. Die oppermagtige Here is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke. Laat hy my veilig loop. Vir die musiekleier, die psalm moet met snaarinstrumente begelei word. Dat is actually 'n opdrag. So skryf bietjie vir ons iets asseblief. Dankie, Ursula. Nogtans, of ons moet fokus net op hierdie vers. En net so afgebreek, vers 17, alhoewel die vyeboom, die wingerdsstok, die olyfboom, die saailande, die kleinvee, die beeste, niks oplewer nie. Nogtans, ten spyte van, wil jy net vir die persoon langs jou kyk en sê, nogtans. Ten spyte van, nogtans, sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Dit is makliker gesê as gedaan. Wie het vanmôre gesukkel om te sing? Ek moet nie jou hand opsteek nie. Want my aandag is op 'n ander plek. Jy sit dalk hier, jou hart is stikkend want iets het gebeur. Daar's gebrokenheid. Jy's bekommerd oor jou werk, jy's bekommerd oor jou besigheid.
Nou, die klomp nog hier, ek moet sing ook tussenin. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek wil graag begin en net met jou praat oor die naam Habakuk. Ek weet nie of jy geweet het wat beteken hierdie van die naam nie. Nou, niemand is seker nie, so kom ek gebruik die woord ons vermoed. Ons dink, daar's 'n paar ouens, hulle is nie seker nie, maar dit kan beteken om te omhels, om vas te hou, om vas te gryp, of om te stoei, om te worstel. En daar's baie keer, ek dink, 'n dun lyn tussen hierdie twee. Baie keer voel dit of die Here jou omhels. Maar wie van julle het al met die Here geworstel? Kan ek sien? Ek smal oor hierdie prent. Ja, dan lyk dit eerder so. Die hoekoms, die waarom. Jy ken sulke mense. Van hulle worstel met die Here, worstel met ongeregtigheid, worstel met gebrokenheid, en hulle antwoord is, daar seker nie 'n God nie. Maak dit sin? Nee. Jy geweet, ek kan wetenskaplik bewys dat daar 'n God is. So jy my saamstem, 'n boek is 'n wetenskaplike bewys dat daar 'n drukker moet wees iewers. OK? As jy net kyk na jou selfoon, so jy met my saamstem, dit is 'n wetenskaplike, onweerlegbare bewys dat iewers is daar 'n programmeerder en 'n ingenieur en 'n klomp. Absoluut. Dis vir my verregaande dat daar mense is wat eintlik as gevolg van emosionele redes en sê, maar as daar 'n God is, waarom hierdie, waarom daai, want hulle beleef dalk van die onnigtering wat ek en jy ook beleef, terwyl die feit is, die skepping is 'n absolute bewys. Daar is 'n skepper. Kan ek 'n amen hoor? Kyk net vir die ou langs jou en sê, jy's nie ongelukkig. Jou oog, daar's ontwerp in. Dit is baie keer moeilik met baie ouens om die ontwerp te sien, maar ek het 'n pastoor geken, hy sê, hy wil net weet, die dag toe die Here 'n vlakvark gemaak het, wat het hy gedink? Was dit 'n afdak of wat was die storie? Die feit is, die skepping om ons roep, verkondig. Dis 'n verklaring, dis 'n bewys. Daar's 'n God. Maar is baie keer die hartseer wat ons geloof skud en onder ons uitruk. En nou begin jy met die Here worstel. Worstel maar, hou maar vas. Omhels. Wie het al met die Here arm gedruk? Ek hou wat daai ouetjie sê, on 3. Ek moet bely, ek het al probeer, maar het gaan gewoonlik nie goed nie. So in die eerste plek wil ek hê, jy moet iets hoor van sy naam. Want ek wil met jou praat oor nogtans gelowiges. En ek wil net sê, ek ag nie myself 'n nogtans gelowige nie. Ek was nog nie in sulke dieptes so sommige mense wat ek ken nie. Tyd terug is ek saam met iemand wat 'n kind verloor het, met die doel om hulle 'n bietjie te bemoedig. Ek is bemoedigd daar weg. Dis nogtans geloof, ten spyte van. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet van Habakuk, ek wil hê jy moet die agtergrond verstaan, ek wil hê jy moet iets verstaan van die tyd waarin hy leef. Nou die boek Habakuk sê nie vir ons presies wanneer het Habakuk geleef nie, maar as jy na vers 6 lees, dan sê, want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek. Hy is ongelukkig oor die ongeregtigheid om hom, en die Here sê, ek gaan iets aantrent doen. Ek gaan die Galdeërs, dis die Babiloniërs. So as ek, dis definitief voor die Babiloniese ryk aan bewind gekom het. Onthou, die Babiloniërs het in Daniël se tyd gekom en het die Jode in ballingskap weggevoer. So dis nog voor daai tyd. Al is die boek Habakuk na Daniël in die Bybel,
wil ek hê jy moet net verstaan, ons vermoed, dit was voor Daniël geskryf is. Dis waar die boek lê. Dis heel moontlik net na koning Josia. En hoor wat sê die Bybel oor koning Josia? Voor hom was daar nie 'n koning soos hy nie, wat hom tot die Here bekeer het met sy hele hart. Met al sy krag, volgens die hele wet van Moses, en na hom het daar nie weer een opgestaan nie. So ek wil hê jy moet besef dat hier's die konteks. Habakuk leef na 'n tydperk waar die volk radikaal besluit het, ons gaan die Here dien. En hier is die hartseer. Ek wil hê jy moet, gaan dit nou nie kan wys nie, maar as jy kan sien, bo Assirië, onder op Babylon, en dan hier aan jou linkerkant Egipte, en Israel is tussenin. Dis in hierdie tyd wat Habakuk optree, wat Egipte optrek om Assirië aan te val. Josia, die grootste hervormer wat Israel geken het, die ou wat hom met sy hele hart tot die Here bekeer het, trek op om die koning van Egipte teen te staan in die vlakte van Megiddo. Die farao laat weet hom, ek het niks met jou uit te doen nie, uit te waai nie, trek terug, moenie my aan, moenie my weerstaan nie, ek is op pad na die Assiriëse koning wat my al ewig aanval, ek is op pad soontoe, hy luister nie, en in die geveg sterf hierdie ou. Maar hy het hom die Here gevolg, en skielik word Israel onderworpe aan Egipte, en Egipte kom, en Egipte doen 'n klomp goed aan hulle. Die silwer en die goud, die Jojakim is die ou wat farao aangestel het hy gelewer, maar hy het die grond gewaardeer om die geld volgens die bevel van farao te lewer. So skielik word hulle onderdruk, skielik moet hulle belasting betaal. Die bietjie room wat daar is, word afgeskep en iemand anders vat dit. Hulle word onderdruk, militêr. Hier is mense wat kan sê, maar ons het die Here gedien. Ons het besluit, ons gaan hom volg. Ons het in geregtigheid opgetree. Ons het gedoen wat die Bybel sê. As dit, hoe kan God dit met ons laat gebeur? Was jy al daar? Maar Here, ek dien nie. Hoekom? Dis die konteks. Dis die stryd. Dis die emosie agter. Dis nie sommer net 'n nogtans versie in die Bybel. En van julle het dit ook al die beleef. Myne toegemaak. My gesondheid. Dokter het vir my slegte nuus gegee. En dit skud jou. Dit het Habakuk geskit. Hoor, en is wat hy nou maar net sê, oor die ouens wat hulle skielik oor hulle regeer. Dis teen hierdie agtergrond wat hy met God worstel, en hoor wat sê hy. En ek wil jou nou vra, eerlik, reguit, is jy al hier? Hoe lank, o Here, roep ek om hulp? Dis maklik om te bid vir 'n week en die Here antwoord, amen. Maar jy al vir jare gebid en daar's geen antwoord. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Het jy al gevoel die Here praat nie? En ek dink daar's 'n rede daarvoor. Jy troos nie iemand met woorde nie, jy troos hom met jou teenwoordigheid. Maar hoe lank roep ek om hulp, maar U hoor nie? Skreeu ek tot U geweld en U help nie. Dis waar hy is. En ek wonder of jy vanmôre hier gesit het en dis waar jy is. Glo nie die Here gee woord in en ons niemand wat met hierdie goed worstel nie. Here, hoe lank gaan ek nog sukkel met my finansies? Hoe lank voor die omstandighede draai?
So ek wil hê jy moet dit, die Here hoor nie, die Here help nie, dis hoe hy voel. Dis 'n moeilike plek om te sê nogtans, dis 'n moeilike plek om te sê ten spyte van, dis 'n moeilike plek as jy voel, maar die Here is die outeur van dit wat ek beleef. Waarom? En dan kry jy uiteindelik 'n antwoord. Wie het al 'n antwoord gekry waarvan jy nie hou nie? Dis nou daai armdruk oefening. Ja, maar ek kry 'n antwoord toe ek dit hoor. Hoor wat gebeur met hom. Hy sê, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Lippe het begin bewe. Bederf het gekom in my gebeente. Hy het siek geword. Ja, ek het gebewe waar ek staan. Omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat dit aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Hy roep die Here, hoor nie. Hy vra vir hulp, die Here help nie. En as die Here hom antwoord en hy wel iets hoor, is dit iets waarvan hy nie hou nie. Dis 'n tawwe boek. Alhoewel die vyeboom nie bot of nie bloei, sal bloei en die wingerdstok geen vrug sal dra nie. Die drag van die olyfboom teleurstel, die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en die beeste in die stalle sal wees nie. Mieliepryse is in die kanon en die dieselpryse is deur die dak. Die myne maak toe, die koskas is leeg, El Nino dreig en as 'n back and closure pandemie. Wat maak ek? Ek het my werk verloor, ek het my vrou verloor, ek het iewers in my huwelik het goed skeef geloop, ek het nuus gekry van kanker. Dis wat hierdie ou hier beskryf. In moderne terme, praat hy met mense soos ek en jy. Ons leef nie in 'n landbouekonomie nie, ons verstaan nie die impak van dit wat hy skryf nie. Totaal alles wat waarde het is weg. Alles wat jy ken en sekuriteit gee is weg. Daar is niks om aan vas te hou. Ek sê, luister, as daar nie 'n oes is nie, wat plant jy volgende jaar? Dis in hierdie omstandighede wat hy uitroep, nogtans. En ek bid dat die Here ons sal opwek as 'n nogtans gemeente, met nogtans gelowiges. Mense wat besluit het, luister, hierdie is die pad wat ek sal loop. Hoe lyk 'n nogtans gelowige? Wat is die, en ek gaan vandag 3 dinge, want ek kon net 3 kry. Daar's 3 elemente van hierdie tipe gelowiges. Luister, want vir meeste van ons, om vandag te glo, is maklik. Ons sit hier so, jy het gery tot hier so, ons het kos, ons het klere. Ek vertrou jy het nie te koud geslaap gisterand nie. Kan ek sien wie het onder 'n brug geslaap gisterand? Wie is dankbaar dat jy nie onder 'n brug geslaap het nie gisterand? Gaan met ons goed. Maar gaan ek die geloof hê, die nogtans geloof, wanneer alles gestroop word? Ek dink nogtans geloof in die eerste plek, verstaan die plek van geloof. Hoor wat sê hy in vers 4, dis eintlik die Here wat met hom praat, en die Here sê, maar, die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. En ek wil hê jy moet die 2 woorde raak sien, geloof en lewe. En ek wil vir jou die vraag vra, wat is die plek wat geloof in jou lewe beklee? Geloof en lewe. Jy kan die lewe beskryf soos jy wil. Maar hoe lyk dit? Geloof is nie iets
As ek hierdie ding reg verstaan wat jy het omdat dinge regloop nie, geloof is iets wat ons het ongeag of dinge regloop of verkeerd loop of ongeag wat gebeur, ek sal in die Here vertrou. Gaan lees Hebreërs 11, die geloof hoofstuk in die Bybel en dan gaan jy sien, party ouens het deur die geloof oorwinnings behaal. Ander sê het in skaapvelle en bokvelle rondgedwaal, is in stukke gesaag. Hulle het die beloftes nie ontvang nie, omdat die Here oor hulle iets beters beskik het. Mense wat dit lyk asof geloof in hulle lewe die dood oplewer, ander wat lyk asof hulle dooi is, terug ontvang, en dan wonder jy, hoe kan geloof sulke anderse resultate oplewer? Want dit is geloof nie in iets, geloof is geloof in God. Dis 'n vertroue. Dis nie as gevolg van, dis 'n ten spyte geloof, 'n nogtans geloof. Here, ek sal U vertrou. Omstandighede bepaal nie my geloof nie. My geloof bepaal my omstandighede. En as dit nie my omstandighede in hierdie lewe bepaal nie, dit bepaal my omstandighede in hiernamaals. Amen. En ek is nou weet nie van jou nie, maar as ek gelukkig is, het ek nog so 30 jaar oor. Van julle moet eerder nie die wiskunde doen nie. Die jong mense weet nie waarvan praat ek. Wat? Weet jy hoe kort is die lewe? Ek het dit eers op 50 begin besef. Toe ek bietjie perspektief het. Ek moet net vir jou sê, as jy net vir hierdie lewe op Christus hoop, is jy dom. Jy's 'n dwaas. Daniël, hoor hierdie ouens, dis 'n ten spyte van 'n nogtans geloof. Sy vriende, Nebukadneser het 'n beeld, almal moet die beeld aanbid, hulle weier. En as hulle nie die beeld aanbid nie, dan word hulle in 'n oond gegooi. Hy roep hierdie 3 ouens. Hy sê, dis wat gaan gebeur, julle moet aanbid. Sê ons gaan nie. En as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende oond verlos. Maar so nie, laat dit U dan bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie. Amen. Ek sal nie die knie buig nie. Ek sal bly volg, die dae wat ek dit verstaan, die dae wat ek dit nie verstaan nie. Die dae wat ek voel, maar niemand hoor nie, niemand help nie, irrelevant. Ek sal die Here vertrou en my oë is op hom. Hy het die woorde van die lewe, waar anders sal ek gaan? Dis die plek van geloof. Ek het hierdie besluit geneem en ek sal daarby staan. Nogtans ouens verstaan dit. Paulus het dit verstaan. Hy sê as ons leef, leef ons tot eer van die Here. As ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Luister, of geloof oorwinning bring, great. As dit nie oorwinning bring nie, is dit ook great. Maak nie saak nie, ek behoort aan die Here. Kan ek iemand hoor wat sê amen? Dis die plek van geloof in my lewe. Ek gaan nie 'n pity party hou nie, ek gaan nie op 'n hoopie lê nie. Ek gaan vertrou. Hy sê vir my, sê Paulus, is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Hy sê ek het verlang om heen te gaan, om by Christus te wees. Hy sê dis verreweg die beste, maar om in hierdie lewe te bly, as dit nodig is vir julle ontwil, dan is dit so. Ek dink die tweede ding is ons praat oor die plek van geloof in ons lewens. En hier wil ek nou hê jy moet hou net jou stoel bietjie vas. Maak net, as jy 'n gehoorstukkie het, draai hom bietjie harder, dat jy mooi kan hoor wat ek nou gaan sê. Geloof is nie 'n add-on tot die lewe nie. Baie mense se geloof, se dien van die Here, is 'n add-on. Ek leef my eie lewe en ja, Sondag as ek in die kerk. Ek jou sê, nogtans gelowiges leef nie so nie. Baie keer as ons dink aan lewe en geloof, ons dink aan daai 2 woorde. Die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Dis nie lewe plus geloof nie. Verstaan, ek het my lewe en ja, die Here het ook 'n plekkie. Verstaan, ek lees elke aand voor ek gaan slaap en as ons eet, sê ek dankie. Lewe plus geloof. Dis ook nie
lewe is belangriker as geloof nie. Vir party ouens se geloofslewe het 'n afdelingkie. Verstaan, jy het 'n verskriklike groot huis en daar is 'n kamer wat geskik is vir die Here. Verstaan? Daar is hy welkom. Die res het niks met hom uit te waai nie. Dis my lewe. Lewe is groter as geloof. Of geloof is groter as die lewe nie. Verstaan? Luister, die punt, die plek van geloof, sonder geloof is daar geen lewe nie. Dis geloof. Dis hoekom toe in Johannes 6, toe die Here praat oor dat hulle met sy liggaam eet, hulle met sy bloed drink, sê hulle, wie kan nie na luister? Toe draai al sy disippels om hulle stap weg, hy vra vir die 12, wil julle nie maar ook loop? En hy sê, Here, by U is die woorde van die lewe, waar sal ons gaan? Ons het besluit, ons glo in U, ons gaan U vertrou. U is die allesomvattende persoon in my lewe, of dit my huwelik is, my besigheid is, my geloofslewe is 'n integrale deel van dit alles. Mense vir wie se geloofslewe so lyk, is nogtans ouens. Ek het mense houe sien vat, wat ek die Here uit my hart uit vra, ek nooit mag vat. Want ek dink dit sal my breek. Die ouens wat my bly inspireer, geloof is nie 'n faset van hulle lewe nie. Dis hulle lewe. En terwyl dit met jou goed gaan, moet jy daai tipe geloof oefen. Terwyl dit maklik is om die Here te volg, moet jy seker maak jou geloofslewe het die regte plek in jou lewe. Here, of ek sit of ek staan, of ek eet of ek drink, of ek werk of kerk, U is die fondasie van my lewe. Alles is aanbidding. Alles behoort aan U. Ek behoort aan U. Of dit my huwelik is, of dit verhoudinge is, alles behoort aan U. Ons glo nie as gevolg van of ter wille van nie. Baie mense glo ter wille van. Dit moet net my goed gaan. Dis kom ek glo. Die Here. Halleluja, sodat geld uit die hemel kan val en al die dinge mooi kan loop. Ter wille van. Luister, dis nie die tipe geloof, dis nie die plek wat geloof in jou lewe behoort te hê nie. Dis nie as gevolg van of ter wille van nie, dis ten spyte van, dis nogtans, dit is, maak nie saak nie, dis daardie tipe plek wat geloof in my en in jou lewe moet hê. En as ek wil met ons jong mense, ons kindertjies, as jy nou reeds begin oefen om op daardie manier te glo en te vertrou, om jou kom ek gebruik die Engelse woord, om jou mind op te maak, dit is die pad wat ek gaan stap. Jesus Christus is nie 'n voetnota onder aan 'n klomp ander dinge in my lewe nie, hy is my lewe. Dan het jy 'n kompas, wat as die lewe jou klap, wat jy nie mooi weet, wat is jou naam nie, daai daar. Gaan jy koers kan hou. Want daar is 'n nogtans geloof wat jy in jou lewe ingehamer het. Dis nie 'n geloof wat in 'n vlag toegedraai is nie. Dis nie geloof, is nie patriotisme nie. Dis nie iets wat jy aansit die dag as jy in die moeilikheid is nie. Dis nie 'n spaarwiel nie. Dis, ek weet nie eers of dit 'n stuurwiel is nie. Dis die kar. Dis jou krag, dis jou lewe. Die tweede ding wat nogtans gelowiges verstaan, is die waarde van die Here Jesus Christus. Hierdie is amper vir my, dit pas seker al hierdie goed by mekaar aan. Maar wat is die waarde van Jesus in jou lewe? En ek dink is baie moeilik om 'n randwaarde daaraan te koppel. En ek dink nie, dit is noodwendig 'n randwaarde nie. Maar as ons na hierdie vers kyk, wat gaan oor al die goed wat waarde het, menslik gesproke. Die goed wat hulle mee handel gedryf het. Die dinge wat kosbaar was, die dinge wat vir hulle 'n dak oor hulle kop ging, kos op hulle tafel gesit het. Dis hierdie goed, dis goed wat belangrik is. Amen. So dis vir my treffend dat hy sê, nogtans, yet in spite of.
sal ek jubel in die Here. Met ander woorde, wat hy sê is, daar is iets wat 'n hoër waarde het as al die dinge om my. Hoeveel mense sal hulle waardes verruil vir geld? Wat is jou prys? Habakuk het die waarde van sy Skepper verstaan. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in die God van my heil. Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel van Helen Roseveare. Wie het al van haar gehoor? Hoe het jy al van haar gehoor? OK. Nou, sy was 'n mediese sendeling, 'n dokter Helen Roseveare in Zaire. Nou, ek dink dit was in die 60, 70er jare was daar 'n sosiale onrus gewees. Sy's gevang deur gorillas, herhaaldelik verkrag, beaten, bloody. I had felt at last, God had failed me. But then the Lord. Is it worth it? Helen Roseveare, daar kan jy 'n bietjie van haar storie lees. In her pain, she cried out to God and he responded, it's not your suffering, it's mine. I only ask you to trust me. Maar kom ek vat jou na, in 1994 het 'n radio-omroeper 'n onderhoud gehad met Helen. En haar gevra oor haar ervaring en wat sy in Zaire beleef het. Sy 200,000, sy was die enigste dokter tussen 200,000 mense. Dis so goed soos amper soos die helfte van Witbank met net een dokter. Hospitaal gebou, na mense gekyk, omgesien na hulle. En toe die radio-omroeper klaar is met haar, toe maak sy die volgende opmerking, toe sê sy gaan weer vanaand nagmerries hê, omdat sy gedeel het wat met haar gebeur het. Die ou sê toe, Jesus, ek is jammer, ek wou nie, as ek geweet het, sou ek jou nie gevra het nie. En sy sê vir hom, nee, die Here het vir my gesê, wanneer ek my storie vertel, mag dit nooit wees soos 'n grammofoonplaat nie. Helen, you need to feel it every time you tell it. In elk geval. En die ou sleg gevoel en toe maak sê sy die volgende. Then she said something incredible to hierdie ou. People would ask me, was it worth all the suffering? What you accomplished there, was it worth it? And I'll tell them, no, it's been too costly. All I got done doesn't offset what I paid for personally. En toe sê sy, but then the Lord spoke to me. He said, Helen, that's the wrong question. The question is not, was it worth it? The question is, am I worth it? And I said, of course, Lord, you are. As daai nog nie deel is van jou lewe nie, weet ek nie of ek en jy, as dit nie deel is van ons nie. Die vraag is nie, is dit die moeite werd nie. Die vraag is Jesus die moeite werd? Watse waarde sal jy aan hom heg? Watse prys sal jy betaal? Ek wil net vir jou sê, die kerkgeskiedenis is met bloed geskryf deur mense wat geglo het, Jesus is dit werd. Hy's my lewe werd. Hy's my bloed werd. Hy's 'n brandstapel werd. Hy is dit werd as hulle my vir wilde diere gooi. Hy is dit werd. Dis nogtans gelowiges. Dis iemand wat ek dink in nogtans geloof het. Sy daar gebly. Sy tot in 2016 gewerk in daai selfe land. Ek sou my goedjies gepak en geloop het.
Kan ek jou vra? Kan ek ons uitdaag as gelowiges? 'n nogtans geloof. 'n geloof wat die plek van geloof verstaan. Dis nie 'n ietsie ekstra nie. Dit is die inhoud van my lewe. In die eerste plek. In die tweede plek 'n geloof wat nie waarde heg aan dinge nie, maar 'n alles oortreffende waarde aan die Here Jesus Christus. Al hierdie goed sal vergaan. Maar Jesus is dit werd. Die derde ding. Eer altyd die Here. Nogtans geloof. En miskien kom dit uit. Ek weet wie hy is. Miskien is dit die gevolg van iemand wat weet dat Jesus is dit waarlik werd. Hy is my toewyding werd. Hy is my vertroue werd. En laastens, nogtans gelowiges, het 'n absolute alles oorheersende begeerte om God te eer. Die laaste ruk in my persoonlike Bybelstudie lees ek deur die Psalms. Weet jy hoe baie lees jy, kom loof die Heer, kom maak hom groot, eer die Here, aanbid hom, sing, juig, jubel. Dis nie hier en daar nie, in moeilike omstandighede. En Dawid het moeilike omstandighede geken, sy eie skoonpa staan teen hom op, hy vlug vir sy lewe vir jare. Weggegooi, vervolg. En dis die ou wat die Here al ewig groot maak. En dis vir my mooi, een van die laaste ding wat ek miskien kan sê oor Habakuk, sommige ouens vermoed dat hy was een van die leviete wat bestem was of bemoeid was om musiek te maak in die tempel. Dit is moeilik om te sing as jy in 'n nogtans situasie is. Nou, lekker om te sing. Ek kan net aanbid, ons hoef nie te preek of ek wil net. Dis wonderlik lekker en ek voel ook beter en so. Maar wat as ek al die gevoel wegvat en die ligte is af en die musiek is gone? Gaan ek dan kan aanbid? Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Sing dit asseblief. Ja, so liedjie. Kan ek jou net vat na laat my tree op my hoogtes? Die hoogtes waarvan hy hier praat is nou nie ek is hoër as julle nie, hoor. Dis nie dit nie. Die herte waarvan hy praat is hierdie bokke. Ek weet nie hoe 'n bok daar loop nie. Ek kyk hierdie goed en ek kry naalde en spelde onder my voete. Ek kan met redelike sekerheid sê, hoogtevrees is nie een van die probleme wat hierdie bokkies het. Hulle het goed waarmee hulle sukkel, maar hoogtevrees is nie een van dit nie. Jy praat van 'n styl opdraande, asof Habakuk sê, weet jy maar, hierdie opdraande Here, dis te styl, wie kan daar loop, wie kan daar gaan? Dan kom hy en hy sê, die Here, hy maak my voete soos die van herte, sing dit. Skryf 'n lied daaroor, skryf dit in jou hart, juig tot eer van die Here, aanbid hom, nogtans ten spyte van, is hy nie besig om te praat van iemand wat soos daai bokke daar kan loop, en ek kan nou nie eers onthou wat die ding se naam nie, ons het in Israel nou van hulle gekry, ek het by so bok gestaan, ek kan nie glo, dat daai goed daar kan loop nie, en hy het hoewe, ek sien mense, en dit is nogtans geloof. Kan ons sing as ons in die moeilikheid is? Nou, hierdie is nou hoekom ons vermoed
Habakuk is een van hierdie mense, 4000 lofsangers, tot eer van die Here met instrumente wat ek, het Dawid gesê, gemaak het om lof te sing. Met ander woorde, Dawid, vir hom was dit belangrik dat die Here altyd geëer sal word. Hierdie ou wat soveel dinge ontbeer het, hierdie ou wat op die harp gespeel het, hierdie ou wat daar was as 'n bose gees oor Saul kom, en hy begin op die instrumente speel, en hy begin God eer en God groot maak, wat al hierdie dinge beleef het, wie se fokus daar was, om die Here te eer met sy lewe, en ek wil sommer nou vir jou sê, dit is nie net 'n liedjie wat ek sing nie, dis 'n gesindheid in my hart, eer die Here. Dis een van die dinge wat ek my kinders leer, eer die Here, eer jy hom. Nehemia, wees nie bedroef in die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Hier sien jy mense wat terugkeer, wat 'n land moet opbou. Hulle is teen 'n opdraande wat lyk geen mens kan daar loop nie, maar in lof en in aanbidding, met 'n fokus wat boontoe gaan, word selfs daardie stilte 'n gelykte, want hulle kan daar loop. Hoe? Ek weet nie. Al wat ek weet is, nogtans mense besluit geneem, ek sal die Here eer. Of dit met my lewe, my bloed, my dood, my wat ook al, ek sal die Here eer. Klaar. 2 Kronieke 20 vers 20 tot 21 trek 'n oormag op teen Josafat hulle. Profeet staan op, en nou kom hy en koning staan op, hy sê, glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel. In heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat praat julle? Drink julle iets? Hier is 'n weermag op pad en julle is besig om die Here te loof. Is julle blind? Nee, hulle is nie blind nie. Hulle kon iets sien wat die res 'n normale mens nie kon sien nie. Hulle kon op plekke loop waar normale mense nie kan gaan nie. Want hulle oë was daarop gerig om die Here, hulle God te eer. En maak hom, ek en jy, maak in ons harte dit vas. Ek sal hom eer, ek sal sy woord eer, ek sal in gehoorsaamheid aan hom lewe, ek sal buig onder sy gesag, ek sal my lewe gee vir hom en vir hom alleen. Dis nogtans geloof. En is nie buite bereik nie. Want in Handelinge, selfs in die Nuwe Testament, hier's Paulus en Silas in die tronk, met stokke geslaan, 10 teen 1 aangerand, rug is oopgekloof, sit in blokke, lywe is seer, in die middel van die nag. En ek wil vir jou sê, kyk, ek het altyd gedog, die mense laat dit klink asof tronke soos 'n hotel is, maar ek wil net vir jou sê, ek het in Maksimum in Groenpunt gepreek. Mag die Here my daar uithou, ek sal dit waardeer. Maar hierdie tronke was, laat daai soos 'n piknik lyk, man. En hier sit hulle, in blokke, die diepste gevangenis, in die duisternis, en omtrent middernag. Wat? Ek dink, Paulus het vir Silas gekyk en sê, Silas, onthou jy vir Habakuk? Onthou jy daai nogtans ou? Daai stupid ou in die Ou Testament wat sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Jesus, ek dink, hulle kon dit met 'n salwing sing. Onthou Habakuk, dit wat hy van sing moes nog kom. Hierdie Paulus, hulle is in die werklik, dit is 'n werklikheid vir hulle. Jesus het gekom, hy het gesterf, hy het die prys vir ons sondes betaal. Ons is verlos. Ek wag nie daarvoor nie. Ek dank die Here, dis 'n werklikheid in my lewe. En hier sit hulle. En hy sê vir hom, kom ek en jy maak soos wat Habakuk gemaak het. Kom ons sing, kom ons eer die Here. Kom ons gaan deur hierdie berg uit. Kom ons gaan loop waar niemand anders kan loop nie. En hulle begin om daar te loop. En die Bybel sê daar kom 'n aardbewing en die grendels gaan los en die hekke gaan oop. Hulle stap uit 'n tronk uit. Hulle stap soos daai herte. Ek wonder of hulle uitgehuppel het. Die Bybel praat nie so nie. Die gevangenes het na hulle geluister.
Wanneer laas het iemand na jou geluister en gedink, Here, kan nie wees nie. Is dit moontlik? Was dit 'n klaaglied of 'n loflied? Het dit jou omstandighede verheerlik of het dit die Here verheerlik? Die Here maak my baie keer skaam. Kom ek gaan afsluit met 'n lied. Hierdie is nie 'n kom nie in die Bybel nie, dis 'n aanhaling. Dan wil ek hê ons moet opstaan en die Here aanbid. The greatest glory Jesus brought to God was not when he walked on the water or prayed for long hours, but when he cried in agony in the Garden of Gethsemane and still continued to follow God's will. Even though it meant isolation, darkness and the silence of God. Toe spring Jesus soos 'n hert teen daai berge uit. Thus we know that when everything around us fails, when we are destroyed and abandoned, our tears, blood and dead corpses are the greatest worship songs we ever sung. Partykeer kan 'n mens sing en aanbid en God eer, al rol die trane oor jou wange. Nou wil ek vra, dat ek en jy sal aanbid, maar 'n nogtans gebed. Luister na die woorde van hierdie lied. Neem dit in, die woorde is ook op die bord, maar hierdie het my geraak. Dis 'n nogtans lied. Miskien gaan jy vandag ook hier so sit, soos toe ek hierna geluister het. Dalk is daar 'n traan, dis ook alright. En as die lied klaar, dan gaan ons opstaan as 'n gemeente. En ek gaan vra dat ons vanmôre hom sal aanbid. Anders as gewoonlik. Met jou hart, met jou lewe. Kom ons luister. I don't understand the reasons. I don't understand the why. I have asked through every season, and the heavens gave no reply. I have read the book of Job now. I have walked through Gethsemane. I have stood where faith says somehow, even when I cannot see. This is not the plan I wanted. This is not the path I choose. Every certainty I counted feels like something I could lose. But there's something deeper holding, something steadier than fear. And though my understanding's folding, I will trust you standing here. When nothing makes sense, I will trust God anyway. When the night won't end, I will trust God anyway. Though I cannot trace a single step of the way, I will lift my hands and trust God anyway. Kom ons staan.
I have lost the things I treasured. I have buried hopes and dreams. I have grieved what can't be measured. I have cried in silent screams. Job lost everything in one through his pain. He could not explain God's pathway, but he prays through the refrain. So I will not curse the darkness. I will not demand why. I will hold what little starkness faith requires when hope feels dry. For the God who let me question is the God who holds my hand. And though I have no explanation, I will trust what I don't understand. When nothing makes sense, I will trust God anyway. When the night won't end, I will trust God anyway. Though I cannot trace a single step of the way, I will lift my hands and trust God anyway. Though he slay me, still I'll trust him. Though I fall, I'll rise again. He is good when I don't feel it. He is good, he is good, amen. Though he slay me, still I'll trust him. Though I fall, I'll rise again. He is good when I don't feel it. He is good, he is good, when nothing makes sense, I will trust God anyway. When the night won't end, I will trust God anyway. Though I cannot trace a single step of the way, I will lift my hands and trust God anyway. Amen. Daai tipe oor.